tema van my boodskap is, kyk verby die algemene. Dis die tema van my boodskap. Kyk verby die algemene. Kom ons sluit ons oë net so en ons gaan saam bid. Here, wat 'n voorreg om vanmôre om u woord te kan sit. U woord wat die waarheid is, u woord wat ons steeds transformeer. 2 Timoteus 3 vers 16 sê dat u woord is nuttig om te leer, om te vermaan, om te reg te wys, Here. U woord is daar om te weerlê, maar ook om ons lewens te verander. En u Gees het die woord geïnspireer. En dankie Heilige Gees, dat u hierdie woord in ons harte kom lewend maak vanmôre, dat u die woord kom bekragtig en dit oopbreek in ons harte, sodat ons nie net hoorders sal wees nie, maar daders van die woord, sodat dit vrug kan dra. En ons bid dit in Jesus wonderlike naam en ons almal sê, Amen. Ons lees vanaf 1 Samuel 16 vanaf vers 1. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Net om in die prentjie te bring, u sal onthou, u kan die vorige dele gaan lees by jouself, dat koning Saul het hom verhef, hy het hooghartig en hoogmoedig geraak, hy het al die lof en al die eer vir homself begin neem, hy het homself begin doen, hy het die Here begin ignoreer, en God het hom toe verwerp as die koning van Israel. Die Here gaan verder en hy sê vir Samuel, maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe, ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir my die een wat ek jou sal beveel. Samuel het gedoen wat die Here gesê het, en by sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontsteld tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Sama laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns nie? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaai het hom laat haal en hy het 'n rooi gelaatskeur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk, en daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Tot sover. Die skrifvers wat ek wil uithaal vanmôre by stilstaan is vers 7 wat sê, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar God kyk na die innerlike. Nou ongelukkig maak Samuel dieselfde fout as wat ek en jy baie keer doen. Samuel is ontsteld oor Saul wat die Here verwerp het as koning. Hy's diep in sy wese hartseer en ontstel dat dinge nie uitgewerk het soos hy as mens gehoop het dit sou nie. Het jy al op daai plek in jou lewe gekom wat jy wil hê dinge moet presies so wees
En dan werk dit nie altyd uit soos jy dit wil hê nie. Maar dan op die einde van die dag, as jy later terugkyk, dan sal jy sien maar dit het eintlik nog beter uitgewerk as wat jy gedink het dit moes. Want hoor gou mooi vanmôre. En hierdie maak my kinderlik opgewonde as ek dit hoor. God word nie onkant betrap deur dinge wat skeefloop in ons lewens nie. God word nie angstig en paniekerig wanneer ek en jy angstig of paniekerig raak nie. God word nie bekommerd as ek en jy bekommerd raak nie. God se planne is vas. Hy het al in die begin van hierdie wêreld geweet wat vandag hier in Goeie Nuus gemeente gaan gebeur. Is dit nie amazing nie? Hy is bekend met alles. Hy is die soewereine God. En hy sit nie en wag en dink, o jette, maar dit het nou nie gebeur soos ek wou nie. Nou moet ek skielik 'n ander plan maak nie. Nee, God word met niks onkant gevang nie. En Samuel was hartseer. Samuel was ontstel, maar God het lankal geweet wat vorentoe moet gebeur. En daarom kom hy by Samuel en hy sê vir hom, jy moet gaan en jy moet 'n ander koning gaan salf. En dan net soos ons as mens, ons kom by die Here en ons bid en ons sê, Here, gee my 'n plan, Here, gee my iets, gee my 'n antwoord. En dan gee die Here hierdie antwoord, en terwyl ons nog op ons knieë is, ons is nog besig om te bid, en die Here is al besig om vir ons te wys wat om te doen, dan begin ek al te murmureer en te sê, o Here, nee, wag, daai gaan nie werk nie. Here, ek kan nie hierdie doen nie, dit gaan nie werk nie. Here, nee, ek is bang, wat gaan daai ou sê? Wat gaan daai mense sê? Wat gaan daai ou doen? Wat gaan daai ou doen? Daar's 'n gesegde wat sê, he who kneels before God can stand before any man. Hoor jy wat ek sê vanmôre? As jou krag van God afkom, as jou krag by die Here begin, as jy op jou knieë gaan voor sy aangesig, jouself voor hom verneder, jouself vir hom verootmoedig, dan kan jy in sy gesag voor enige mens daar buite staan. God het dit geweet. En dit is so interessant hoe die Here vir Samuel antwoord. Hy sê vir hom, vat jy net 'n vers en gaan doen jy net wat ek jou vra en gaan offer. Die res sal ek vir jou sorg en wys soos wat jy daar kom. Wees jy net gehoorsaam, gaan jy net in die geloof. Wat is geloof? Geloof is nie om te sê, Here, wys my wat gaan gebeur. Here, gee vir my presies van A tot Z wat vorentoe gaan gebeur nie. Nee, geloof is om te sê, Here, ek weet U is reeds daar, ek weet U stuur my, ek gee die eerste geloofstree en soos wat ek gaan, Here, sal U voor my uitgaan en die pad vir my helder maak. En dis wat Samuel moes doen. Hy moes leer dat hy in geloof moes beweeg en doen en gehoorsaam wees wat die Here vir hom sê. En dan kom hy by Isaai se huis. En dan sien hy hierdie jong seuns. En hy sien hierdie oudste seun en hy dink, "Ja, maar dis die koning." Want hierdie ou is groot en hy is sterk. Dit moet verseker hy wees. Die interessantheid was Saul was ook 'n baie sterk en groot van statuur mens gewees. Maar eventueel toe hy koning word, toe kom al die sleg uit hom uit. Toe is hy arrogant. Toe kom die donker in hom uit. En hy's alles behalwe wat God wou gehad het vir sy volk. En die Here sê vir Samuel, jy maak een fout. Jy kyk na hulle soos wat 'n mens na hulle kyk en nie soos wat ek na hulle kyk nie. Jy sien, dis wat ek en jy baie keer in hierdie lewe doen. Ons kyk selfs na onsself met menslike oë. Ons kyk na onsself en ons dink, Here, daar's nie hoop vir my nie. Kyk hoe lyk ek. Kyk waar kom ek vandaan. Kyk my verlede. Kyk die tipe agtergrond waar ek uitkom. Here, U sal my nooit kan gebruik nie. Of ons kyk na ander mense en ons dink, Here, daar's nie 'n manier wat U daai persoon kan red nie. Here, daar's nie presies wat daai vrou gered kan word nie. Kyk hoe leef sy. Kyk wat het sy gedoen in haar verlede. U kan haar nie gebruik nie. But when people saw a shepherd, God saw a king. Hoor jy mooi vanmôre? En as God na my en jou kyk vanmôre, dan sien hy nie ons agtergrond raak nie. Hy sien nie ons tekortkome raak nie. As hy na my en as hy na jou kyk vanmôre, sien hy dit wat jy kan word en kan wees in Christus. Amen. En daarom moet ek en jy begin om ook so na mekaar en na onsself te kyk en te sê, ja Here, ek is nog nie waar ek moet wees nie, maar dankie Here, ek is nie meer waar ek was nie. En dankie as ek my oorgee, dat ek dit kan word en kan wees wat U vir my in gedagte het.
Maar nou laat ons toe dat mense kom met hulle opinies en dat die vyand kom met sy leuns om te sê, maar jy is nie goed genoeg nie, jy sal dit nooit maak nie, kyk waar kom jy vandaan, kyk uit wat se huis kom jy, kyk uit wat se agtergrond kom jy. Christus sê, ek stel nie belang in dit nie, ek stel belang vanmôre in jou hart. En as jou hart gewillig is, en as jou hart soekend is, gaan jy sien wat ek in jou lewe kan doen, en wat jy vir my kan doen. En toe leer Samuel hierdie belangrike les, soos wat hierdie seuns voor hom verskyn, besef hy, nie een van hulle is die regte een nie. En hy gaan in 'n geloof, en hy sê, maar jy moet nog 'n seun hê, dan moet nog iewers 'n seun wees. En Isaai, sy eie pa, glo nie in hom nie. Isaai sê, ja, ek het nog 'n seun, hy is daar in die veld, maar ag nee man, dit kan ons nou nie hy wees nie, hy pas die skape op, jong. Dis 'n vuil job. Dit was 'n baie nederige werk in Israel gewees, om skape op te pas, om 'n herder te wees. So, nee, dit kan verseker nie hy wees nie, hy's 'n herdertjie, hy is tussen die skape, hy's vuil, hy stink, hy's heeldag daar buite, kan nie hy wees nie. Samuel sê, nee, jy verstaan nie, ons eet nie, voor hy nie kom nie. Ek wag vir hom. En vanmôre hoor ek in my gees, dat die Here vir ons sê, luister hier, ek wag vanmôre vir jou. Jy mag vanmôre dink, jy's nie goed genoeg nie. Jy mag vanmôre dink, wie's ek, dat God my wil gebruik. Die Here sê, ek wag vanmôre vir jou. En ek wag dat jy na my toe moet kom, want ek wil jou gebruik, ek wil jou salf, ek wil jou oprig, ek wil jou versterk, ek wil 'n getuienis van jou lewe maak. En raai wat, daar was 'n rede, hoekom hierdie voor Dawid se broers gebeur het. Dawid se broers het hom geminag. Hulle het gedink hy's die minste van hulle almal. En in hulle teenwoordigheid, die Here het vir my so sin vir humor, in hulle teenwoordigheid kom die Here en sê, kom ek wys julle hoe ek werk, anders as die wêreld. En Samuel salf vir Dawid tot die koning van Israel voor sy broers en voor sy pa. Ek dink persoonlik, ek's 'n prentjie mens, maar persoonlik dink ek, hulle moes daar gestaan het en gedink het, wat die vyf gaan nou hier aan? This can't be, hierdie kan nie gebeur nie. En God wil wys, dat hy die God van die onmoontlike is. God wil vanmôre vir my en jou kom wys, dat die mens en die persoon, wat ek en jy dink, glad nie bruikbaar is nie, glad nie 'n kans staan nie, dat dit juist daardie persone is, wat God kragtig in sy koninkryk wil gebruik. As ons bereid is om te sê, Here, hier is ek lê my voor U neer. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons moet leer om in die geloof verby die algemene hier voor ons te kyk, verby die alledaagse te kyk, verby die normaal te kyk, en te sê, Here, help my om radikaal in my geloof te begin raak. Here, help my om met U oë, met Heilige Gees oë, na dinge om my te begin kyk, om deur die woord na die wêreld te begin kyk, en na mense te begin kyk, en te sien dit wat God in hulle geplaas het en in my geplaas het. As ek so na elkeen van julle vanaand kyk, vanmôre kyk, elkeen, maak nie saak wie jy is vanmôre nie, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat deur jou gedagtes gaan nie, as ek na jou kyk vanmôre, sien ek iemand wie God wil gebruik, iemand wat God wil verhoog, iemand wat die Here wil sê, luister hier, ek wil jou salf, sodat jy 'n verskil in my koninkryk kan maak. En jy sit hier, jy dink, maar wie's ek? Ek is dit nie waardig nie. Maar Jesus kom vanmôre en hy sê, deur my bloed, deur die prys wat ek betaal het, en deur my Heilige Gees, is jy vanmôre waardig. Jy moet jouself kruisig, en jy moet my koning van jou lewe maak. En ek wil jou vanmôre die geleentheid gee, daar waar jy sit, terwyl jou oë gesluit is, en die musiek net saggies vir ons speel, Annelies, wil ek vra, terwyl jou oë gesluit is, as jy hier sit vanmôre en jy sê, Wouter, ek sit vanmôre en ek dink, maar ek is dit nie waardig nie. Hoe kan die Here my gebruik? Hoe kan die Here van my iets maak? Jy ken nie my verlede nie, jy ken nie waar ek vandaan kom nie, jy weet nie wat het ek gedoen, tot waar ek is vanmôre nie.
Weet wat, Dawid was 'n skaapwagter. Paulus het Christene vermoor. Hy het hulle doodgemaak, hy het hulle vervolg voor hy tot bekering gekom het. En toe die Here sy siel red en hy besef God wil hom red, het hy 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Het hy kerke geplant. God kan enige persoon gebruik wat na hom toe kom en sê, Here, hier is ek. Maar dit kos vanmôre 'n prys. Dit kos dat jy jou ou lewe sal aflê. Dit kos dat jy sal klaarmaak met die verlede. Dit kos vanmôre dat jy jou oorgee ten volle aan Jesus Christus. En as jy kans sien vir dit vanmôre, wil ek jou geleentheid gee om daar waar jy sit, waar almal se oë gesluit is, op te staan voor die Here en sê, Here, hier is ek vanmôre. Ek meld aan. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie vir elkeen wat nou opstaan, Here. Dit kos ook vanmôre dat jy klaarmaak met jou verlede. Dit kos dat jy klaarmaak met daai bagasie. Dit kos dat jy klaarmaak met daai stemme in jou oor wat fluister, jy gaan dit nie maak nie, jy sit nie werk nie, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Want luister vanmôre, Jesus het juis aan die kruis gesterf. Hy's juis verneder sodat jy vanmôre meer as goed genoeg in sy oë kan wees. Sodat jy waardig in sy oë kan wees deur sy bloed. Hy het dit vir jou vanmôre gedoen. Al wat ek vanmôre kan doen is om te sê, Here, ek aanvaar dit, ek neem dit aan en ek maak dit my eie. Wil jy nie saam met my vanmôre jou hande uitstrek? Sê, Here, hier is ek. Bid dit saam met my, Here, hier is ek vanmôre. Gebruik my in u koninkryk. Rus my toe met u krag, met die Heilige Gees. Dankie dat u my reinig met u bloed en dat ek aan u kan behoort vanmôre. Dankie Here dat ek my nie langer hoef te steur aan die stemme van die wêreld en die vyand wat in my oor leuns kom fluister nie, maar dat ek vanmôre kan weet, ek is waardig deur die bloed van die lam wat my reinig. Dankie Here dat u groot dinge in my lewe raak sien. Dankie dat u vanmôre sien wat alreeds in my geplaas is deur die Heilige Gees. Nie wat ek was nie, maar wat ek gaan wees. Wil jy nie saam met my dit hardop sê nie? Dankie Here dat u in my alreeds sien vir wat ek gaan wees in Christus deur u bloed. Dankie Jesus. Begin net daar waar jy is in jou eie woorde die Here te dank en te loof en te prys. Dankie vir sy goedheid, dankie vir sy guns, dankie vir sy genade, dankie dat jy vanmôre kan klaarmaak met wat was en dat jy kan uitsien na wat gaan wees saam met hom. Dankie Here, ons loof u, ons prys u en ons aanbid u vanmôre Here, want u is 'n waarmaker van u woord. Halleluja, dankie Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.